Hy is die koning van die konings. Die graf is leeg. Weet julle hoe weet ek die graf is leeg? Weet ek? Want hy is in my. Hy is hier, hy is in my. Dis hoekom ek weet die graf is leeg, hy is in my opgestaan. Want as hy nie opgestaan het nie, dan was my en jou was ons geloof te vergeefs gewees. Maar die opstanding, mag ek het noem, en ek verstaan het reg, dis die SABS-stempel. Hierdie produk is getoets. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. En hy kan woning maak in sy kerk. In ons. Amen. Sure. Halleluja, halleluja, halleluja. Paasnaweek, amper verby, Paasvrydag, het ons sy dood herdenk, waar hy in die kruishout gehang het, niks meer bloed in sy liggaam gewees nie. Hoe weet ons, daar is nie meer bloed gewees, want toe daar net water uitgekom. Hy is dood. Maar so in die naweek, jongman, sit ek en baie keer kan ek maar nie so sit en dan bepeins ek. En weet jy, ek bepeins hierdie ding, weet jy, Jesus het die prys betaal. Dit is 'n swaar prys. Jy sien, want as jy Jesaja 52 lees, sal jy sien, hy het nie meer 'n gestalte van 'n mens gehad nie. So die prentjies wat ons sien van Jesus op die kruis, dis nie so nie, dis 'n leuen hoor. Die Bybel sê hy het nie meer 'n gestalte gehad van 'n mens nie. Maar terwyl hy daar aan die kruis het hang, hy die prys betaal, hy's geslaan, hy's gespot, hy's verneweer en hy hang daar aan die kruis. Toe kom daar 'n oomblik wat Vader sy gesig van hom wegdraai en hy roep uit: my God, waarom het U my verlaat? En ek dink, so die naweek om jou kom en ek dink, ek sê, Vader, dis my sonde wat in daai kruishout vasgenaal was. En U kon my sonde en die wêreld se sonde aan die kruishout kon jy sien. Ons sien Jesus, maar dit is eintlik ons sonde. Dit is eintlik ons sonde wat ons in die kruis moet sien. En dit kom by my op, Vader, as die enigste seun, hoe het U gevoel? Het jy in dit werk in my gees? Want ek sal nooit my oorlede moedertjie se woorde vergeet het toe my broer, wat net jong 8 ouer as ek, as toe hy sterf, en sy sê, my seun, dit is nie reg dat 'n kind voor 'n ouer gaan nie. O Vader, wegkyk. My God, waarom het U my verlaat? Why? For my and your sin. Dis liefde. Dis liefde. Dan klou ons vas in hierdie wêreld en goed. You and I need to let go, people. Enigiets wat tussen my en jou en God staan, you need to let go.
Enigiets wat belangriker is, you need to let go. Want daardie ding maak dat jy nie voluit lewe, God se lewe, kan beerwe nie. Ek moet in die kerk sit, ouens. Ek het vir 30 jaar in die kerk gesit, ongered, met pikkewynpak en al. Die jagen gees 17 jaar oud, ongered. Almal het gedink, hierdie jong man, hy is bereid. Wat is daar vanoggend wat jy moet laat gaan? Sy wat vader of moeder, seun, dogter, meer lief het as hulle my het. Aanhoorde my gebooie, dis wat hy sê. My woord is nie werd om my koninkryk in te gaan nie. Maar hy sterf in die kruis en het opgestaan vir 2 redes. Die eerste rede is vir my en jou redding. Sodat Vader God, Koning Jesus, God Heilige Gees, toe Adam en Eva sondig, en God moes hom onttrek uit die menslike liggaam uit onttrek. Hier staan God en daar staan Adam en Eva. Weens die sonde. Weens die sonde. Maar ten spyte van dit alles het God nog steeds lief gebly vir die mens. Maar hy kon nie meer in die mens bly nie. Dis hoekom hy vir Moses sê, bou vir my 'n huis, sodat ek onder die volk kan woon, die tabernakel en daarna die tempel en. Maar met Jesus se dood en het versoening gedoen vir die wêreld se sonde. Roderick en toe alleen kon hy weer woning maak in die mens. Nie in 'n denominasie of 'n organisasie of 'n gebou nie. Toe kom hy met sy ewige liefde en dis die demonstrasie om elke. Toe kom maak hy woning in ons, John, binne in ons. En hy kom maak woning in ons. En hy sê, my dogter, na my beeld en my gelykenis herstel ek jou. En baie mense wil nie na sy beeld en sy gelykenis, want hulle die wêreld lief. Dinge van die wêreld, wat nie tydelik is. Maar Demetrius, weet jy, wanneer hy kom woning maak, en hy herstel ons, na sy beeld, na sy gelykenis toe. Dis daar die intieme verhouding. Daar die verhouding waar daar nie geheime is, die verhouding waar ek hom lief het en hy het my lief. En ek kan op sy skoot gaan sit en ek kan sê, Abba Vader en my God. So nommer 1 sterf hy vir my en jou versoening, die herstel. En daarom, kind van die Here, is dit onaanvaarbaar dat ons prediking jou in jou ou staat kan los. Ons kan jou nie in jou staat los nie. Jy moet 'n nuwe mens word. God word nie verheerlik in die ou lewe nie, hy word verheerlik in die nuwe lewe. Nommer 1 is dit vir my en jou. Vir my en jou, sê pastoor, maar ek kon nie, ek is te sleg gewees.
Ons roem nie in ons verlede nie, maar hier nie, so ver ons gaan soek het na, om my het ek as bad news gewees. Maar die Here het my gered. Maar daar's een ding wat doen. Die getuienis wat ek van jou hoor is mooi. As die pastoors kinder hulle van my. Nee, hulle is kinder nie van jou, as die mooi dinge van jou. And I did prophesy over you and your husband, and your family, your home. You will never be the same. En dan baie keer eers vir die Here, dankie vir die vrou wat U my gegee het, want jy het baie keer dan sê ons is so bietjie. Dis so bietjie. Julle verstaan ons wat ek van praat, man, hè? Want ons is mos so rigied, so ons moet man wees, jy moet nie huil nie, weet jy, my pa het die rook uit ons uitgeslaan, maar ek het geleer, waar ek skree, hoe minder pak kry ek. Daar eerste ou geval het, daar pop hierdie ore oop oor hier, en hoe hoor ek, luister ek. Maar ons manne het baie keer daar die ding, ons is bang om sag te word. Ons is bang om te huil. Ons is bang om soos Jesus bewoord te word. En dank ek die Here vir die vroue, wat ons net help om ook 'n bietjie sag te kan word. I know, ek weet ek praat nie so. Ek praat waarheid. Maar die tweede ding, hoekom hy gesterf en opgestaan. It's for your and my ministry. Vir ons bediening. Is julle getroud? Is julle verloof? Gaan ek julle trou? En baie geld is, jy wil ek met jou trou. Is reg so. Ek wou my huwelikslisensie al gaan, die boeke gaan teruggee, weet jy, maar ek sal dit nog 'n bietjie hou. Halleluja. Ek moet nog vir Jaylen ook nog wag, en ek moet nog wag vir wie ook al. En dis die probleem waarmee die kerk sit. Ons wil almal hemel toe gaan en ons is nou gered. Maar dis nie al waarvoor die graf leeg is nie. Maar totdat jy nie leeg kan word van self nie, sal jy nie in bediening ingaan nie. Want bediening gaan jou kos om af te lê. Bediening gaan van jou vra om dit wat vir jou kosbaar is af te lê. Jou prioriteite gaan bietjie begin verander. Want jy sien in Romeine, kom ek lees gou vir julle hierdie teksvers Romeine, en dan hy het maar nie so opgekom by my, dis sommer verniet gewees, Kali. Halleluja. Kom ons kyk gou uit die boek Romeine 6. Julle ken dit, né? Vers 3. Of weet, ek hou daarvan as die Bybel sê, of weet, nee, so dis nie geheim nie, jy moet dit weet. Of weet julle nie, of weet julle nie. Daar's baie ouens wat vir jare in die kerk sit en verragtig hulle weet dit nie. Hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Hier praat hy nie van die waterdoop nie, geliefdes. Hy praat van jou wedergeboorte. Dis wat hy van praat. If you are born again, you are baptized in Jesus Christ. In sy dood gedoop is.
Jy het saam met hom aan die kruis gesterwe. Nou hoor wat sê hy vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, die graf is wat? Leeg. Wat hou jou in jou graf? Watter dinge koester jy nog? Wat belangriker is as opstandingskrag. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kan wandel in 'n nuwe lewe. As jy saam met hom in sy dood gedoop is, saam met hom opgestaan, born again, wedergeboorte, nou in 'n nuwe lewe. Julle opgewondenheid stem my tot groot vreugde. Dis hoekom hy sê, party mense het die ou meer lief as wat hulle die nuwe het. So jy gooi nie nuwe wyn in 'n ou wynsak nie. Baie mense ontvang die nuwe wyn in 'n ou wynsak en dan skeer daai wynsak weg en die wonderlike nuus, die wonderlike woord, die krag gaan verlore. En moenie dink jy kan God mislei nie. Ek was vir 30 jaar mislei gewees binne in die kerk. Ek het op die voorste gestoelte gesit, swart pak, wit hemp, wit taai. 30 jaar het ek gesit. En as iemand my gevra het, so, waar gaan jy heen as jy sou sterwe? So ek gesê, man, my ticket is gekoop, ek gaan hemel toe. Dis hoe ons gepraat het. Maar daardie aand, Februarie 84, daardie aand, toe God Heilige Gees by my stil staan, met 'n vriend se dood. I don't know why, ek weet nie hoekom ek hierdie goeie praat vanoggend nie. But you need to let go. Daardie aand, met 'n vriend se dood, 3 ure nadat ons gepraat het, soos hy dood, hy het val 42 jaar oud, so moenie dink ouderdom speel 'n rol nie, daar's baie ouens, as babas dood en as ou mense dit almal gaan dood. Jy gaan hierdie liggaam af lê. En daardie aand, toe God se Gees my vra, waar sou jy oopgemaak het? Daardie aand, so sê ek, time out, God, wag net, jy kan my nie vat nie. Ek raak so benoud, sê Here, ek kan my nie vat nie. Op daai oomblik lees, toe lê my lewe oop voor God. Al die misleiding, al die bedriegery, waarom ek myself bedrieg het, waarom die mense my bedrieg het, en al die misleiding van die vyand wat godsdienst my gerusgestel het, maar jy's alright. Daardie aand, toe lê my lewe oop voor God. Ek sê, Here, Jesus, ek het U nodig as my redder, as my verlosser. En jy het in daardie aand
toe wederbaar God my gees. En onmiddellik, daar sit my vrou, sy kan getuig saam met ons, saam met God, Heilige Gees kan sy getuig. Toe verander ons lewe. As daar iets is wat nie daar hoort nie, moet hy uit. Die tweede ding is jou bediening. As jy saam met hom opgestaan het, in 'n nuwe lewe. Hy sê daar, Paulus sê vir hulle daar in Korintiërs, dink ek in Korintiërs het hy sê, as jy kyk, alles het nuut geword. Wat het nuut geword in jou lewe? Wat is nog oud in jou lewe? As jy kyk, alles het nuut geword. Kyk, die ou dinge het verby gegaan. En baie van ons Christelike leerstellinge, opinies moet verbygaan, die nuwe moet kom. Why? You and I are not safe only for heaven. We are safe for the earth also. We need to take up our ministry. Dis hoekom nie na my toe kom as die pastoor, jy verstaan ons nie. Dis net om ek baie hoflik is, ek kyk jou so, ek hier nie verantwoord nie. Ek verstaan nie. En hy sê al gegee. Hy sê alles gegee. Roderick het alles gegee. En jy het nou gee hy dit vir sy bemindes en hulle slaap. As 'n paar dinge. Nommer 1. Toe jy saam met hom opstaan uit die dood. Wat waarheid is, wat jy nie altyd verstaan nie. Die gees van die waarheid, het kom woning maak in jou gees. En die gees van waarheid herstel die beeld en die gelykenis van God in jou gees. Hy het nou mooi kuifie, mooi hare, nee. Maar as hy my ouderdom bereik het, gaan dit ook maar 'n bietjie anders te wees, hoor. Maar hy, sy gees, mens, gaan nie dieselfde wees nie. Sy gees, mens. En dis waarmee ons sukkel. Sy beeld, sy gelykenis. Ons staan op, ons kom tot wedergeboorte. Party verander net van gemeentes. Party verander net van hoed. Ander verander van soet. Jy weet jy, en hy dink hulle, no, he didn't die for your hat, he didn't die for your suit, he died for your spirit. Jy sien, nou word ons sy kerk, nou word ons sy liggaam. En dan moet ons funksioneer. Klein Callie, dit is die gouste wat jy in iemand se lewe kan sien. Are they born again or not born again? Dis waarheid. Weet julle hoe weet ek dit? Lees die video, hoe weet ek het? Nie na Kerriefers nie, hoor. Ek het my brood gekry, ek het my band gekry, ek het my Kerriefers gekry, en kyk hoe lyk ek. Nou weet jy dit ook, nee. Al wat jy hoef te weet, dit lekker gesmaak. Maar kind van die Here, dat ek jou vanoggend sê, tot jy en ek
tot ons vrug nie verander nie. Dis hoe ek weet, if you're born again, jy kan maar praat soveel jy wil. 'n boom word geken aan die vrug wat hy dra. Amen. So jou lewe, die vrug, gaan jou verraai. Kom kyk. Hy het opgestaan. Hy het die prys betaal, hy het opgestaan. Hy het my en jou met Vader God versoen. Want die sonde, ons sonde is op hom geneem. Ons is saam met hom gesterf in die kruis. Ons is saam met hom uit die dood uit verskoning opgestaan in 'n nuwe lewe. En dis hoekom is daar een iets wat jy moet haat met 'n passie, is dit godsdienstigheid. Religious spirits. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Wat is nou power? Hulle het die krag van die evangelie verloon. June kyk vir my. Daar's 'n skuiwing in jou gees. Wat jy begin verstaan wat hierdie pastoor praat oor. Dimitri, daar's 'n skuiwe in die gees. Okay. Nou kom jy soos daar waar ou Lionel gekom het sê, hoekom is ons nie hierdie goedes geleer nie? But I need, in this is my dis die command wat ek van die Here het, is to teach you 'n nuwe lewe, a new life for ministry. Okay, julle reg saam met my. Nou is daar 'n paar dinge is wat nou gaan spreek hoor, as ons al die inleiding gegee. So Lomies sit soms weer reg op, sy kry so 'n bietjie 'n smile. As party van julle wat met begrafnisse gaan nou vandag, hoor. Julle moet gaan begrawe dit wat julle terughou. Ek sê dit met 'n glimlag of sê dit met 'n goddelike erns. Maar daar's sekere dinge wat jou moet volg. Wat jou gaan verraai, jy kan maak net wat jy wil. Godsdienstige geeste, godsdienstige predikers gaan sê, nee, dis vir die ou tyd, want dis nie wat die Bybel sê nie. Kom ons lees gou-gou, net so hierna, dan gaan ons praat. Okay, Jesaja nommer 53, maar jy moet Jesaja 52 vanaf vers 13 ook mooi lees. Man, dit vat jou hart. Nee. Nou sê hy vir ons in Jesaja 53, vanaf vers 3, hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Wat is krankheid? Siekte. Verskoning. Krankheid kan ook in die gees wees, hoor. Dis nie net in die liggaam nie. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge, ons sonde. Die ter wille van ons ongeregtighede, sonde, as hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou as jy Nuwe Testamenties wil kyk en jy lees net jou Bybel, dit lê oop en bloot, jy hoef nie 'n graad te hê omdat jy net kan lees. Of jy net kan hoor. So in ander woorde, in hierdie nuwe lewe van bediening,
Julle sal ons nou onthou wat pastoor Johan kom gepraat het oor disipelskap. En Joseph en ek sit en ek bepeins hier en ek sê vanoggend vir Letty, ek sien iets van bediening. Ek sien nou was baie saam met Jesus gewees, maar almal was nie disipels nie. Almal was nie disipels gewees nie. En dis wat pastoor Johan gepraat het van, daar's 'n verskil tussen 'n gelowige en 'n disipel. Het julle geweet die duiwels is ook gelowig? Hulle glo in Jesus. Hulle weet wie hy is. En weet julle wat? Hulle sidder. Hulle bewe. Maar die misleiding maak dat die kerk sit. We don't obey the word of the Lord. Ons moet begrafnis gaan nou. Nou wat sê hy so, terwyl vir ons krankhede, waar was ek nou? Gerrit, okay, dis die wonder daar vir ons genesing gekom. Nou, hierdie bediening, kom staan gou gebeur, sal jy? Hier moet jy groot vrymoedigheid hê, jongens, ek jou roep, sit jou hand in my hand, nee, okay? Jy sien, as jy daar sien, wat moet jy sien? God se beeld, God se gelykenis. Is dit waar? Luister mooi. Jy sien God se beeld, God se gelykenis. Nou, wat is die gevolge? As jy 'n koek bak, kan jy koek bak? Hulle jou leer hoor. Jy moet kan koek bak. Maar as jy nie bakpoeier insit nie. Jy het al die bestanddele insit, maar as jy nie bakpoeier insit nie, kry jy platkoek. Hy gaan nie reis nie. Maar wanneer jy God se gees en God se beeld en God se gelykenis in jou het, veroorsaak dit wat? Dit veroorsaak groei, maar wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak bediening. Dis sy beeld, sy gelykenis, dankie, jy kan sit. Sy beeld, julle moet behoor, ek probeer prakties wees volgend vir julle. So ander woorde, die herstel, sy beeld, sy gelykenis, is nou in ons, herstel. Wat is Jesus se beeld? Wat is sy gelykenis? Wat het hy kom doen? Lees Jesaja 61. Hoekom het hy gekom? Hoekom sê in Lukas 4, sê hy vir hulle, vandag het dit daai profesie, wat Jesaja geprofeteer het. Die gees van die Here is op my, om wat te maak? Goeie boodskap te verkondig. Ek bring 'n goeie boodskap aan jou volgend. Gaan nou begrafnis van die ou dinge, dit wat jou keer tussen jou en God, dat jy volheidslewe van die koninkryk kan beerwe. Get rid of it. Maar nou dat ek kom woning maak, nou moet ek en jy sê, bediening. Dis hoekom hy opgestaan het. Ag, Here help ons. That's why he needs a body. And the body is all the born again children of God. He is the head, we are the body. But the Spirit of truth is now within us. En nou moet ons beginne met bediening. Jy kan dit disipelskap noem, net maak nie sê wat ek noem met bediening. Wat is sy beeld? Wat is sy gelykenis? Wat sê Jesus vir Filippus? Filippus sê, ek weet. Hoekom sê hy begin lag?
Wat sê? Filippus sê, toon ons net die Vader. En dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir Filippus, Filippus, hoe lank is ek by julle? Hoe vra jy my, toon ons die Vader? Nou wat het Jesus gesê daarmee? Filippus, as jy my gesien het, het jy Vader gesien. Julle moet dieper dink. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Maar as ek vanoggend vir jou sê, as jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Wat sê jy dan sê? Pastor, jy lieg mos nou. Maar net met jou oë salf, dan gaan jy sien, wat het Jesus vir Filippus gesê? Filippus, hoe lank? Hoe vra jy so 'n vraag? Dan kom Jesus en hy sê vir hulle, vir Filippus, as jy dan nie glo ek is in die Vader nie, en die Vader is in my nie. Okay. God vat vir Adam en Eva daai die klei uit, die stof van die aarde uit, en hy maak daar Leo Adam, en God, Vader, sien Heilige Gees kom, hy roer in hom in, en hy word lewend. Hy kry liggaam, kry vleis, hy kry bloed, hy kry spraak. God het homself, dis sy beeld, dis sy gelyk, hy sit hom in, deponeer hom in, daai klein liggaam in. Nou word hy, Adam word nou sy beeld, sy gelykenis. En wanneer jy en ek tot wedergeboorte gekom het, kom maak hy deur sy Gees woning in ons. Nou is ons sy beeld, ons is sy gelykenis. Ons almal is nie so sigbaar soos Callie is nie, maar ons almal is sy gelykenis. Wat wil ek jou sê vanoggend? Dis Filippus, dis wat Jesus vir hom sê. Nou hoor nou, luister mooi. Hoe gaan ek weet you are born again? Nou sê Jesus vir Filippus, as jy dan nie glo ek in die Vader is my is nie, glo in die werke wat ek doen. Die graf is leeg. Weet jy kom ons hy leeg? Want hy het in jou kom woning maak. Huh? Hy leef, hy het opgestaan. Huh? Hoekom kan ons dit sing? Want ek kyk na julle. Jy het tot wedergeboorte gekom, jy het uit die dood uit, as jy saam met hom in sy dood gedoop is, saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Nou het ek en jy bediening, nou kom die vrug. Wat sê hy vir Filippus en vir daai ander ouens saam met hom? Wat sê hy vir hulle, vir Johannes en Jakobus en Bartimeus en daai al ouens? Nee, wat sê hy? Voorwaar. Ek sê vir julle, en ek sê vir jou, groter werke, as wat ek gedoen het, sal julle doen. Jayden? Wow. Jy sal die boom ken aan sy vrug. Jy kan my glo. Jy gaan dalk nog vir so 'n maand daar by Spar nog kan Easter eggs koop. Maar nou hulle is weer volgende jaar, dan kom hulle weer in. Maar ek wil jou sê, Pinkster, sy opstanding,
in 'n nuwe lewe is 24 hours a day. Totdat hy kom om jou te kom haal. Maak jou boek saam met my, jou Bybel saam met my oop by. Is julle by? Here, daai horlosie wil ook nou nie vandag. Hy loop maar stadig vandag. Halleluja. Maak jou Bybel oop saam met my by Matteus hoofstuk 10. Ek wil hê jy na vandag by daai deur, jy gaan nie self uit nie. No. Jy sien die Bybel praat van 'n 30 en 'n 60 en 100voudige oes. Ek soek 100voudige oes. Want die Bybel sê in dieselfde verhaal van die ryk man, so later daar nog 'n woord bring. Sê Jesus vir hulle en die disippels sê, maar Jesus, ons het alles te wille van U naam, ons het alles verlaat. Wat sê Jesus vir hulle? Daar's niemand wat vader, moeder, seun, dogter, huis of wat ook al verlaat het, wat hy in hierdie lewe 100voudige oes nie. Daar praat hy nie van 30 en 60, hy praat van 100. I trust God for 100-fold. Dis hoekom wanneer jy voor my sit, is word jy deel van my 100. Maar hoor wat sê die Here Jesus Christus, hoor wat sê hy in Matteus hoofstuk 10 van vers 1. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor onrein geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. As jy 'n gelowige of is jy 'n nuwe mens? If you are born again, you must be a new human spiritual being or what. Dus my Engels is nie so goed, ek vas vanoggend. Maar wat sê ek jou? Nie ons wil net in die stoele sit. Maar dis nie hoekom hy gesterf het nie, dis nie hoekom hy opgestaan het nie. Hy het opgestaan, sodat jy in 'n nuwe lewe kan lewe. Dis hoekom jy groter werke sal doen as wat hy gedoen het, omdat hy na Vader toe gaan en alles wat jy in sy naam vra, jy moet hoor wat ek jy sê volgens, alles wat jy in sy naam vra, dis sal Vader vir jou doen. Ek pik nie op jou nie, ek sê jou hoor. Maar na 'n paar jaar sal jy hierdie boodskap onthou, sal jy nou daai huiskop Whitey. Hy het dit gesê. Nou kyk wat Jesus sê vir hulle. Wat sê hy? Hy sê vir die 12 wat? Gelowiges. Disippels. Die gelowiges het van hom af weggegaan. Maar die disippels het gebly. En as jy saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, dan word Johannes 14:12 word hy jou deel, Malcolm. Word hy jou deel. En dan word daai Johannes 14 vers 19, 20, 21 sê, en die dag sal jy, Malcolm, you will know it. I am in the Father and Father is in me. And we are in you. As jy my gebooie onderhou, sal ek my aan jou openbaar maak. Kan jou Bybel lees, al Jesus se opdragte om te gaan, is aan disippels gewees. Nie gelowiges nie. Is aan disippels gewees. Om elke siekte en elke kwaal te genees. Maar as 'n ou met 'n reistool inskryf, ingestoot, dan sê, hier is 'n kwaai een. As jy hoor van kanker, ek sien nie die engel van die dood.
Kom kind van God. You and I need a revelation this morning, ek is amper klaar. Ek is soveel om te gee, maar tyd van ons. Ek wil vir jou vandag sê, jy is nie net gered om die hemel toe te gaan nie. Jy is gered om Jesus te wees. Amen. Gesterf, opgestaan, nuwe lewe. Nuwe lewe. Om die werke te doen. Ek kan nog een teks gee, dan is ons klaar. Dit is right. Want ek wil nog bedien ook nog vir julle bid volgende. Here, help my. Ek het nie eers hier by my goeders uitgekom hier so. Okay, kom ons gaan na Markus 16 toe. Markus 16 is my so 'n mooi duidelike woord, nee. Ek hoef nie slim te wees, jy moet hom net lees. Markus hoofstuk 16. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou vir die breinmense, wie is die ganse mensdom? Wie is vir die whiteys, wie is die ganse? Nie wie jy wil pick and choose nie. Jy verkondig Jesus. Nou, ouers, as julle net kan glo, as julle net kan hoor wat hierdie prediker vir julle daar sê, when you're full of the Spirit of God, full of power, you will not fear no black, no brown, no Japanese. Wanneer jy verstaan, jy het opgestaan in 'n nuwe lewe, en wie is nou in jou, en wie is in jy's in hom. Dan begin jy verstaan van autoriteit, mag en gesag. Nou skop jy daai leenaars gees, daai godsdienstige gees, wat jy van baie kansels afgehoor het, jy skop hulle, die gawes het nie opgehou, toe die apostels opgehou het nie. Dink julle die duiwels het minder geword? Kom kind van God. Nou wil jy met my hê, ek moet verstaan. Ek verstaan nie. You are born again. So you can become a disciple. For ministry. Die wêreld daar buite wil nie hoor van nog 'n kerk nie, ouens. Hulle wil Jesus sien. Hulle wil Jesus sien. Filippus, as jy my gesien het, dan het jy hom gesien. Wêreld, as jy my gesien het, dan het jy Jesus gesien. Okay, kom ons lees. Gaan, vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Okay? Vir die, net vir, dis nie vir jou om te besluit wie gered word nie. Jy moet die evangelie verkondig. Okay? Hulle moet nie 'n verskoning kan hê, die dag as hulle by die Here kom, en as jy gaan weg nie. Hulle moet nie 'n verskoning hê nie, want iemand moes hulle vertel het. Okay. Right. En vir die wat geglo het, sal hierdie wat? Tekens. Signs, tekens. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sê jou Bybel dit ook, Jan? Sê jou Bybel dit ook? Markus 17. Markus 16 vers 17. Nee, ek wil hê jy moet dit sien. 16 vers 17. Ja, jy is daar naby. So kom maar daar so. Maar ek wil hê jy moet ons sien, kind van God. Jy moet hoor, hy het opgestaan. Die graf is leeg. Hy is aan jou. Om wat te maak? Nee, om Jesus vir die wêreld, ons is sy liggaam, waardeur hy hom openbaar maak. Waar is jou gees? Is in jou liggaam.
Wys my jou gees. Ek kan nie jou gees sien nie. Al wat ek van jou gees kan sien, is die manifestasie van jou gees deur jou mond en deur jou liggaam. Soos jy ander tipe vrugte dra, ouens, sorry vir jou. Sorry vir my. Dus sê hy vir ons, vir die wat geglo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle die duiwels uitdrywe, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodends drink sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nee. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit in die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan. Kom kyk toe. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord. Kom kerk. Dalk word hulle nie gesond nie. Dalk gaan daai warm gloede, wat se gloede gaan hulle nie verdwy nie. Hulle moet gaan. Jou hormone in die naam van Jesus, balance. Amen. En weet jy wie moes vir daai gebed gebid het? Jy. Want jy leef saam met haar. Daai gloede maak moeilikheid. Kom kind van die Here. Wat sê die woord? He is alive. Where? Within me. Ag Here, help ons. Probeer nie die prentjies sien, man. Nee, hy is daar woon in die hemel. Dan kyk die ouens. En al wat hulle sien is die blou lig en hulle sien die wolke en waar is hy? Maar as jy kan sê kom, ons maak jou gesond. Jy sê kom ons dryf daai duiwels uit. Kom ons breek daai bande. Kom ons maak vir jou werk los. Jy moet 'n bietjie groter dink as wat jy dink hoor. Dis ernstig hoor. Jou omstandighede het gemaak dat jy smal dink. Ek wil jy moet groot dink. Okay. Raak nie stil. Praat met die Here, hy sal vir jou wys wat ek gesê het. Dis hoe kom hy opgestaan het. Ons weet hy is in die hemel. Ons weet hy sit in die regterhand van ons. We know it. Maar daai ou daar buite hulle weet dit nie. Hoekom dink jy het hulle Jesus so gevolg? Hulle het die werke gesien. Wat moet jou volg? Genesings, wonders, tekens, bevrydings, praat in ander tale. Nie jy hamer glip en slaat jy op jou duim nie. Nie daai tale nie. Ander tale, geestelike tale. Kom kyk. Ek ouers gehoor jou, ek het ook al daai tale gepraat, maar die Here het my verlos van daai my ander taal gegee. Dan sê hy, Filippus, ek gaan dit bevestig. Amen. Johan, hy sê, ek gaan dit bevestig. Kali, hy sê, ek gaan dit bevestig. Wat gaan hy bevestig? Hy is genesing. Hy is bevryding. Hy is voorsiening. Hy is wie hy sê hy is. Amen. Jy sien, en dis hoekom hy opgestaan het. So ons kan nie nou meer so die Amerikaners sing, I fly away. Daai lied nie, ek weet nie wat is nuwe een, maar hulle sing hom. Hulle wil nie, en baie van die mense wil nie hemel toe gaan. Hulle het nog nooit 'n siel gewen vir Jesus nie.
Hulle het nog nooit hulle bediening opgeneem nie. Ek is vry, vry, vry. Jesus maak my vry. Amen. Kom aan, kerk. Demetrius, wat sê jy? Is dit reg? Praat ons reg? Ons praat waarheid. Jou skane skoonmaat jou na 'n gevaarlike plek toe gebring. Kom kyk. 1 Petrus 2:24 sê hy het ons sondes vergewe en siektes genees. Wie moet dit gaan doen? Die gelowiges sê gaan na dokter Johan toe hier oorkant. De disciples sê kom ek maak jou gesond. Okay? Want Jesus se genesing is verniet. You don't pay for it. Hy het klaar die prys betaal, né? Maar weet dokter Johan gaan so 450 betaal. Ek weet nie wat sy sê. Ek weet nie wat sy skaal nou is nie. 750. Gooi sommer net in die offerbak. Ons gaan nou vir julle. Ons gaan julle nou gesond maak. Amen. Amen. Kerk, maak dit sin. Maak dit sin. Paasnaweek. Opstanding. Ek en jy moet opstaan. Hoe gaan ons weet as ons opgestaan? Is wanneer die werke, die vrug ons volg. Amen. Ek gaan ons eers bedien en dan gaan ons nagmaal gebruik. Eers nagmaal bedien. Hulle wat loop met my loop, maar die disippels by die gelowiges gaan. Nou weet ek niemand gaan nie, hulle wil almal disippels wees. Wat ek in dit hier gaan maak vanoggend. Ek gaan net 'n olietjie vat. Nee. Nou, die olie is maar nie die simboliek van God, Heilige Gees. Nee. En ek gaan net jou vinnig salf, is baie van ons vanoggend. Ek gaan jou net salf. Sê Here, ek salf hulle vanoggend om op te staan. Here, hulle bediening op te neem. Dat hulle Jesus kan wees. And my daughter, you will dream dreams. And you will dream dreams, my daughter, and you will dream dreams. And you will wonder what is going on. And the Lord will say unto you, my daughter, I speak to you through dreams. Droom jy drome? Is dit so? So wat ek vir jou gesê het is bevestiging. Ken ek jou? Het ek jou al ooit gesien? Het jy my al ooit gesien? Dan moet jy ons verstaan, dis 'n woord van die Here, is 'n woord van kennis. OK, ons gaan nie tyd mors kom net, kom ons gaan gou vir die mense. Ek wil julle net almal graag net salf, né? Dis jou keuse. Ek gaan jou niemand dwing nie, OK. Jy weet jy maar OK.